Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof vanoggend die Here deur saam te sing uit Psalm 33. Ons gaan verse 1 en 2 tot lof van die Here sing. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, soos wat ons dit opgeteken vind in Eksodus hoofstuk 20, gaan ons skuld bely met die sing van Gesang 66, vers 1 en vers 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gesang 66, verse 1 en 3. Geliefdes, nou dat ons skuld bely is die wonderlike van die evangelie van Jesus Christus, dat die Here vir ons sê, as ek en jy met 'n ware berou, maar ook met 'n opregte geloof, ons toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, dan is daar vir ons vergifnis van sonde. As ons egter in die sonde volhard en hierdie genade verwerp, dan sê dieselfde woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op ons sal bly, solank ons in die sonde bly lewe. 1 Tessalonisense 4 vers 7 en 8 bevestig dit so pragtig. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Kom ons bely ons geloof aan die hand van die 12 artikels en die spreek in die hart die woorde saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Almagtige en genadige God, wat 'n wonderlike voorreg om vandag op so 'n spesiale dag ook hier in die woonhuis te kan bymekaar kom, om U te kom eer, om U te kom loof, om U te kom grootmaak as die God oor alle gode, die Almagtige Vader in die hemel. Dankie vir die voorreg wat ons het om te kan stil word in U teenwoordigheid. Spreek deur U knegg U woord,
dat dit sal wees tot stigting van u koninkryk op aarde. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, voordat ons saam lees, kom ons loof die Here deur saam te sing uit Gesang 90, waar ons ook vra dat die Here vir ons die woord sal oopbreek vandag en dat dit sal wees tot sy eer en sy verheerliking. Ons skriflesing by vanoggend se oordeenking kom uit 2 gedeeltes, die baie kort Psalm 117 wat net 2 versies is, en dan gaan ons ook 4 verse lees uit Matteus hoofstuk 28. Ons tema vir vanoggend se oordeenking, en ek wil hê jy moet dit baie duidelik hoor, alle volke, ook die Afrikaner volk, word opgeroep om die Here te loof en te prys. Kom ons lees saam by Psalm 117 vers 1. Loof die Here alle nasies, prys hom alle volke, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons, en die trou van die Here is tot in ewigheid. Halleluja. En dan ook Markus hoofstuk 28 vanaf vers 16 tot 20. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan die opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, vandag is 6 April, 'n datum wat deur meeste Afrikaners, maar ook baie Christen-Afrikaners al heeltemal vergeet is. Op hierdie dag, 373 jaar gelede in 1652, het Jan van Riebeeck aan die suidpunt van Afrika aangekom om 'n Nederlandse verversingsstasie te vestig vir skepe wat tussen die ooste en die weste gevaar het, om te kan handel dryf. Daar het 'n nedersetting begin en later het ander mense ook bygekom, die Franse, die Duitsers, die Engelse, sodat baie jare later uit hierdie verskillende volke as ware die Afrikaner volk gebore sou word. Wat die Afrikaners so uniek maak, is dat ons as 'n Christelike volk gebore is. Maar laat ons dadelik 'n misverstand uit die weg ruim wat met Christelike volk bedoel word en nie bedoel word. 'n Christelike volk of 'n Christelike land of 'n Christelike staat moet verstaan word as daar waar die Bybel die basiese lewens- en wêreldsbeskouing, die basiese instellings, byvoorbeeld gesin en gemeente en gemeenskap, beïnvloed en bepaal. Die werklikheid en die bestaan van God drie-enig word onvoorwaardelik erken. Sy woord vir al die 10 gebooie word as norm vir reg en verkeerd geken. En Christus word as die enigste verlosser en koning bely van die mens. Ja, taal, kultuur, gewoontes, geskiedenis, alles word deur die Bybel bepaal of poog om deur die Bybel bepaal te word. Hoe goed dit reggekry word of nie, is natuurlik 'n volgende probleem. Die term beskryf nie God se werk van die uitverkiesing en die wedergeboorte ensovoorts nie, maar die mens se antwoord op God se openbaring, ja, ook in volksverband, hoe gebroke en sondig ons volk ook nog altyd was en sal wees tot ons laaste dag hier op aarde. Nog nooit het ek dit verstaan dat die term soos 'n Christelike volk of 'n Christelike land of 'n Christelike staat sou beteken dat elke Afrikaner of elke burger kop vir kop 'n Christen sou wees nie. Inteendeel, die evangelie sny deur alle terreine van die lewe en die denke, deur gesinne, deur gemeentes, deur volke, ja, wie vir hom is en wie teen hom is.
Net so min as wat die term Christelike kerk beteken dat elke lidmaat van die sigbare plaaslike kerk 'n gelowige is, net so min beteken die term Christelike volk dat elke volksgenoot 'n gelowige of dan 'n Christen is. Wanneer 'n volk, en dan bedoel ek enige volk, oor die algemeen die Christelike geloof aanneem, en wanneer so 'n volk se instellings, het sy die gesinne of die kerke of die tradisies of die kultuur of die taal of die gewoontes deur die Bybel beïnvloed word, dan en alleen dan kan dit beskou word as 'n Christelike volk. En so was dit met die Afrikaner, ten minste tot hier in die laat 80s, vroeë 90s van die vorige eeu, maar daarna het baie deformasie en verval ingetree. Die feit is, in die gebed van Jan van Riebeeck van 1652, vind ons wat ons as gelowiges eintlik behoort te wees, en ek haal aan, ons is hier om die wet te handhaaf, en om, as dit moontlik is, onder hierdie wilde en onbeskaafde mense ware gereformeerde Christelike leer voort te plant en bekend te maak tot lof van heilige naam en tot voordeel van die wat oor ons regeer. Hiertoe is ons sonder genadige hulp allermins in staat. En toe 2 jaar later, in 1654, kom daar die gelofte van Jan van Riebeeck, om 6 April tot Gods eer met danksegging te vier, en dit vir altyd as 'n dank- en biddag in te stel, sodat ons nakomelinge nooit die weldade wat God aan ons bewys het, vergeet nie, maar dit altyd in gedagte mag hou. Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, hoeveel van ons as gelowige Afrikaners onthou nog hierdie gelofte en waar ons vandaan kom? Ja, terwyl Suid-Afrika geestelik en baie maal fisies brand, moet ons opnuut vra hierdie groot vraag: wat is ons roeping hier aan die suidpunt van Afrika? En as iemand vir u sou vra, wat is die sin van die lewe? Waaroor gaan dit alles? Wat moet ons as mense doen? Dan hoop ek dat u antwoord sal wees: die doel van die mens is om God in alles te eer en te verheerlik. Om God in alles te eer en te verheerlik. Ek moet hom eer in my persoonlike lewe, in my gesinslewe, in my gemeentelewe, en ja, oral daar waar ek leef en waar ek beweeg. Maar is dit al, geliefdes? Glo ons nog dat ons hom moet verheerlik in ons volkslewe ook? Dat ons hele land met al sy volkere en mense God moet verheerlik in al hulle doen en late? Dit is presies wat Psalm 117 elkeen van ons daartoe roep. Daar staan: loof die Here alle nasies, prys hom alle volke. Ja, nie net as individu of as gesin of as gemeente nie, maar alle nasies en alle volke word opgeroep om God te loof en te prys. Dit is 'n allesomvattende, alles word deur die Here gevra, nie net sekere dele van my lewe nie. En dan is dit miskien goed dat ons kyk, wat beteken dit om God te loof en om God te prys? Dit beteken onder andere om te erken hy is die enigste ware God. Dat hy ons skepper en onderhouer is, dat sy woord en wet die waarheid is. Dat ek nie sommer maar net kan leef soos ek wil nie. Ek moet volgens sy gebooie lewe en vir so groot verlossing in Jesus Christus moet ek die Here altyd dankbaar wees. Dit is die geloof waarmee ons voorvaders hier aan die suidpunt van Afrika aangekom het. Dit is die geloof waarmee die voortrekkers die binneland in is op die groot trek. Die mens is geskape om God in alles te eer en te verheerlik. In al sy denke, in al sy dade, op elke lewensterrein moet ek vra na die wil van die Here in my lewe.
Seker die twee grootste vrae wat ons as gelowiges kan vra en wat ons heeltyd moet aanhou vra en waarmee ons moet worstel saam met ons gesinne, saam met ons gemeentes, saam met ons volksgenote, is eerstens, hoe word ek gered? Met ander woorde, hoe staan ek regverdig voor God? En dan die tweede ding, hoe word God geëer? Daardie twee vrae bevat ons roeping en ons taak hier op aarde. Dit was die wese van die reformatie van die 1500s en die 1600s, dit waaruit ons volk gebore is. Ook vir ons volksbestaan wat vandag so verbrokkel en verval, moet ons weer hierdie twee vrae vra. En Psalm 117 wys daarop dat alle volke en alle nasies geskape is en daar gestel is om God te eer. Dit is die eis, die oproep, of hulle dit wil erken of nie, of almal gaan luister of nie. En dan moet jy daarop let dat die Hebreëse woord vir nasies, Goyim, beteken nie net Israel nie, dit wys duidelik op elke volk op aarde wat geroep word om God te dien. Nou weet ons dat die mens afgedwaal het van hierdie roeping. In Genesis 10 lees ons van die mense pogings om 'n ryk te bou los van God. Menslike pogings om homself te verlos en sy eie wet daar te stel. Psalm 2 vertel vir ons hierdie geskiedenis, daar staan opgeskrywe, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen die gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerk. Weet jy, dit is die mense poging reg deur die geskiedenis. Vandag nog, deur die nuwe wêreldorde los te van God te probeer skep. Ook in hierdie goddelose nuwe bedeling waarin u en ek ons bevind. Die valse kerk en die valse staat probeer om God op aarde te wees. Mens wat hulle self probeer red, sy eie geregtigheid probeer daarstel in die plek van God se geregtigheid in Christus Jesus ons Here. En ja, die slegte vrugte daarvan is ook in ons land te sien. Oor die miljoen aborsiemoorde wat plaasvind vanaf 1996, 20.000 moorde per jaar, verkrachtings, diefstal, onreg, magsmisbruik, wanbesteding, korrupsie. En onthou, dit is nie net anderskleuriges nie, maar ook wit mense wat deel in hierdie statistiek. Ook ons eie mense, ons eie volksgenote wat heidene word in die nuwe Suid-Afrika en wat hulle self regverdig daardeur. Kyk maar na die TV-programme, kyk maar na die tydskrifte, die media. Die volke oor die algemeen, maar ook ons volk dien nie meer die Here volgens sy woord nie. Ook ons volk het afgedwaal toe dit te goed begin gaan het in die tweede helfte van die 20ste eeu. Ook mense van ons volk aanbid vandag gode, ontheilig die Sabbat, moor en steel en lieg. Dit lyk of daar geen hoop is nie. Maar ons dank God dat hy ook redding uitkoms gee in vers 2 in die tweede deel daar staan, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons en die trou van die Here is tot in ewigheid. Halleluja! My liewe broer en suster, die Here is ook genadig en goed. Sy trou bly tot in ewigheid. Hy het sy kinders onder elke volk wat hy wil red en sal red. Dit was dan ook van die begin af God se reddingsplan met die wêreld. In Genesis 12 vers 3 lees ons van die belofte van Abraham. In jou sal al die nasies, met ander woorde geslagte volke, gered word. En dit was ook die doel van ons Here Jesus Christus se koms. Daar in Lukas 2 vers 29 tot 32. Nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het. Wat u berei het voor die oë van die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. En u sal hoor ek haal die nuwe vertaling aan. Daarom, as Christus opgestaan en opgevaar het, die groot opdrag wat ons vind in Matteus 28 vers 18 tot 20. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen
Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan die belangrike, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Om die evangelie hier onder die volk te bring, om 'n Christelike beskawing hier te vestig onder die volk, was die doel van God se sending na die suidpunt van Afrika. Dit was Jan van Riebeeck se gebed op 6 April 1652, waaruit ons volk gebore is, om die Here te loof en te prys onder al die volke. Die gelofte by Bloedrivier het dit bevestig in 1838, om sy kerk in stand te hou onder al die volke, om God te eer as 'n volk, sy kerk te bou, ook hier in Afrika. Deur baie sending en evangelisasie is hierdie boodskap deur die eeue verkondig. Sommige het dit aangeneem en hulle eie gemaak, ander het dit verwerp vandag nog. Maar sien ons dit vandag nog as ons roeping, my liewe broer en suster? Of bestaan ek nou maar net vir my aftrede om dood te gaan en alles is verby? Dink ek nog aan my nageslag wat kom, dat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly? En dit met een groot doel voor oë, die verheerliking van God se naam in Christus Jesus ons Here? Ja, u kan vanoggend vir my sê, ons land is van ons weggeneem, maar agter dit sit die tigtende hand van ons Here Jesus Christus. Ons het afgedwaal van sy gebooie. Ons lewe is afvallig. Ons belydenis van geloof, ons huweliksbeloftes, die doopbeloftes word vertrap in kerke en deur ons mense afgemaak as nie meer belangrik. Omdat die Afrikaners sy roeping vergeet het, die evangelie vergeet het, daarom het ons vryheid verloor. En die antwoord is eenvoudig in vers 2, verootmoedig voor God, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons, en sy trou en die trou van die Here is tot in ewigheid. Opnuut moet ek vra wat die doel van my roeping is in die lewe. My lewe toewy aan God drie-enig in Christus Jesus. Met ander woorde, persoonlike bekering. My gesin moet toegewy word aan die Here. Gesinsreformasie, my gemeente, my bydraes, my kerkbywoning, my omgee vir mekaar. Maar dan ook, ons kinders moet nie net die geskiedenis van die Bybel geleer word nie, maar ook van ons land se geskiedenis en veral van ons volk se geskiedenis, die goeie en die slegte dinge, sodat ons opnuut nie ons heil by mense en volke soek nie, maar by God alleen. Terug na ons roeping volgens Psalm 117 vers 1 en 2 is die enigste weg. Om nie net as individu nie, maar ook as volk weer ons roeping uit te leef. Mag die Here ons help om sy koninkryk, sy eer, sy seën in alles in ons lewens te soek. Wat ook al die toekoms vir ons inhou, vir ons gesinne, vir ons gemeente, vir ons volkere, vir ons land. Kom ons soek dit by God alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ek gaan vir ons voor in die gebed van Jan van Riebeeck van 6 April 1652. Barmhartige en genadige God en hemelse Vader, volgens u goddelike wil is ons geroep om die sake van die Verenigde Nederlands geoktroeëerde Oos-Indiese Kompanjie hier in die Kaap, die Goeie Hoop, te kom bestuur. Met hierdie doel voor oë is ons met ons raad in u heilige naam vergader om met die raad se advies sodanige besluite te neem waarmee ons die kompanjie se belange die beste kan bevorder. Ons is hier om die wet te handhaaf en om, as dit moontlik is, onder hierdie wilde en onbeskaafde mense u ware gereformeerde Christelike leer voort te plant en bekend te maak tot lof van u heilige naam en tot voordeel van die wat oor ons regeer. Hiertoe is ons sonder u genadige hulp allermins in staat. Daarom bid ons u Allerhoogste Vader dat u met u vaderlike wysheid by ons sal bly. Ons bid dat u self leiding in ons vergadering sal gee en ons harte so verlig
dat alle verkeerde hartstogte, tweedrag en ander dergelike gebreke van ons geweer sal word, sodat ons harte van alle menslike hartstog skoon sal wees. Laat ons gemoedere so ingestem wees, dat ons in ons beraadslaging niks anders beplan of besluit nie, as dit wat mag strek tot grootmaking en tot lof van U allerheiligste naam en tot diens van die wat oor ons regeer. Laat ons nie in watter mate ook al op eie voordeel of winsbejag let nie, maar net op uitvoering van ons opdragte en dit wat vir ons saligheid nodig is. Ons bid en ons vra dit in die naam van die geliefde Seun, ons Heiland en Saligmaker, Jesus Christus, wat ons leer bid het, onse Vader, wat in die hemel is. Amen. Geliefdes, ons gaan ons dankoffer sommer daar by die deure opneem. Die diaken sal by die deure stelling inneem en dan U dankoffer ook daar opneem. Kom ons antwoord dan nou op die prediking met die sing van Gesang 294 en ons sing daar al 3 die verse. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan bring U kant, U deel om alle volke die Here te laat eer en te laat verheerlik. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly nou saam met elkeen van u. Amen.